So lieflik is die voorreg natuurlik, en ek is so opgewonde na my gebedstyd, waar die Here vir my woord gegee het, en wat ek het so graag met u wil deel, want weet jy wat, die liefde wat in ons heers, die liefde van die Here Jesus Christus, moet van so 'n aard wees, dat ons wil Jesus aan almal bely, ons wil Jesus aan almal toon, ons wil almal vertel, van wat Jesus gedoen het. Daarom my opskrif is, hoe gaan ek voort? Hoe doen ek dit? Wanneer alles so donker en duister lyk, wanneer die verlange so groot is, wanneer alles net lyk of dit onmoontlik is, hoe gaan ek voort? Hoe doen ek dit? Waar begin ek? Ek wil graag vir u gedeelte lees uit Psalm 119 van die 5de tot die 7de vers, en dit sê die volgende: Die Here is genadig en regverdig, en onse God is 'n ontfermer. Die Here bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. My siel keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Mede kennis, vriend, dalk kollega, dalk broer en suster. Daar is 'n vers wat opgeskryf is in Johannes 3 vers 30. En dit sê dat hy, Jesus, moet meer word in jou lewe, in jou denke, in jou spreuke, in jou optrede. En jy moet minder raak. In ander woorde, jy moet jouself nederig voor die Here bring in jou situasie. Jy sê vir jouself, hoe kan ek voortgaan? My kind is nie naby my meer nie. Of wat ook al. My finansies is van so 'n aard dat ek weet nie hoe gaan ek voort nie. Dalk is daar 'n verskriklike hartseer in jou, wat niks en niemand kan beter maak nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, die Here kan. Maak hom die hoogste gesag in jou lewe, en jy die minste. En met die liefde en die genade wat God jou getoon het, toon jy aan ander. En jy gaan uit, en al skel mense op jou, al is hulle lelik met jou, al wil hulle jou onderdruk, of jou beskinder, kry hulle lief, en bid vir hulle. Jy hoef nie met hulle te stry nie, jy hoef nie met hulle te praat nie, maar die beste wat jy kan doen, is om vir hulle te bid. En dit is hoe jy vorentoe gaan. Dit is hoe jy deur jou situasie kom, jou finansiële verknorsing, jou verlange en so voorts. Want net die Here kan daai dinge beter maak. Brood en water, 5 minute woordbediening, Pastoor Gary. Ek laat hierdie boodskap by u vanoggend. En mag dit regtig op u hartsnare, mag die woord van die Here op u hartsnare wees, soos 'n lied van Psalm 116. En ek sê weer, Jesus is baie lief vir jou. Amen.